lekker om volgende weer saam met julle te kuier op hierdie amazing lenteoggend. Dit is lente, ons is bly die winter is verby. En wat 'n diens het ons nie gehad? Sondag nie, Dian. Ja, ek kom sit hierso, ons gaan deur die praise and worship en die volgende oomblik is Karel op die verhoog en daar skop ons af met Lion King. Vat dit my terug na my eerste dae in my lewe en wat 'n ongelooflike fliek. Ja, daar is legendary. Nou, ons het nou gaan uitvind wanneer was die datum van daai film gewees. Ons het agterkom jy was 3. En ek wou afgesê het, man, daai was een van my kinderflieks gewees, maar dit was nie, hè? Ek was 2 jaar uit die weermag uit. En dit het nog steeds 'n effek op my gehad. Dit het gevoel soos een van my kinderflieks. Ja, so die fliek skop af en Karel verwys dadelik na waar Rafiki vir Simba optel en die nuwe of die volgende koning voorstel aan al die diere in die koninkryk. En hy verwys daarna, by geboorte het God 'n plan met jou lewe. So die oomblik wat jy hierdie wêreld betree, weet God klaar wat is jou plan. Ja. Die woord sê vir ons op soveel plekke dat hy ken die toekoms wat hy vir ons het. Plan om goed vir ons te wees en goeie goed om plaas te vind. Psalm 139, ek het nou daar gepraat. Ek kan nou net die Engels onthou. You were fearfully and wonderfully made. Jy is wonderbaarlik aan mekaar geweef vir iets spesifieks, vir God se droom, vir sy plan en sy droom vir jou in hierdie wêreld, saam geweef saam met almal. Ja, en dit is so mooi gewees van nou Simba ons weet almal wat sy uiteinde is en God weet wat jou uiteinde is, maar ongelukkig word hy 'n bietjie gesidetrack en in die fliek gaan reël ou Scar nou dat Mufasa doodgemaak word en Scar kom en hy begin vir Simba oortuig dat dit sy skuld is dat Mufasa dood is, dat sy pa dood is. En hierdie leuen wat die vyand in hom kom plant, word sy realiteit. En is dit nie wat die duiwel met ons doen nie? Hierdie leuen, die ruil hom so van dit wat God vir hom beplan het, dat hy by Timon en Pumbaa opeindig. Dis in 'n vlakvark en 'n meerkat. Glad nie op die troon waar hy hoort nie. Nou, ek en jy kan saamstem vandag, ons het ook al foute gemaak. Ek dink die laaste keer toe ons hier gesit het ons juist oor dit gepraat. Foute wat ons gemaak het, goed wat ons deurgegaan het in ons lewens, wat ons gedierruil het van God se plan vir ons lewens. En hoe die vyand ook gekom het, nou van die goed was ons skuld gewees. You know? Maar dan is daar 'n amazing skrif in Romeine 8:38 wat sê, alles ten goeie. God sal alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Nou wie is die wat hom liefhet? Die wat hom aangeneem het, die wat gesê het, maar daar's 'n man wat vir my sondes gesterf het, daar's 'n man wat my weer op die regte pad wil bring, en selfs die foute wat ek gemaak het, en die keuses wat ek gemaak het, kan hy vir my uitsorteer, hy kan my terugbring na die beeld van dit waarvoor hy my geskep het, maar hoeveel van ons stap regtig in dit? Ja, ek dink wat baie belangrik is ons gebruik nie die tools wat vir ons gegee is om die waarheid te spreek wanneer die vyand ons aanvat nie. En wat ook vir my mooi was, is 'n woord wat Karel gebruik het, wat uit die Grieks uitkom, antidikos, wat gevind word in hierdie skrif wat ons behandel het in Petrus. En wat dit sê is, jy moet jouself beskerm, soos wanneer iemand 'n hofsaak teen jou bring. Dat jy moet so 'n lewe leef, dat die vyand nie 'n vashou plek het op jou nie. As hy jou wil aankla, moet hy niks hê nie. So, wat belangrik is vir ons is om die regte pad te loop, om in verhouding met God te loop, en dan sal ons weet hoe om hierdie aanslag van die vyand af te weer. Is dit waarna hy verwys in 1 Petrus 5 vers 8, waar hy sê, wees versigtig, pas op vir die duiwel se aanvalle, hy is julle groot vyand, hy loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. En dan vers 9 sê, vir hom moet julle teenstaan, deur die standvastigheid in julle geloof te bly. 100%. So, dit is so belangrik om nugter en waaksaam te wees, soos wat die skrif sê, en te kan identifiseer waar die vyand en sy leuns is. En ek dink ons fokus nie genoeg daarop nie, want hy's oral om ons elke dag, en ons moet so mooi fokus en die waarheid ken,
en weet wat die leuns is. Daai wat jy nou gesê het, dink ek is die belangrikste deel van hierdie hele boodskap is, jy moet die waarheid ken. Ek gaan nie sy leuns en sy decepsies raak sien, as ek nie weet wat die teenstryd is nie, as ek nie weet wat God in sy woord gesê het nie. Ek stem 100% saam. So, vir ons is dit baie belangrik om doelgerig in die skrif te wees en te leer, want as ons nie daai waarheid ken nie, gaan ons nie die leuen kan identifiseer nie. Nou in Johannes 10:10 kom Jesus en hy sê die vyand kom net, slegs, geen ander doel nie, dis sy enigste rede om te steel, dood te maak, te vernietig. En nou kyk ons nou Simba se lewe. En waar, jy het dit mooi genoem, hy is daar tussen 'n vlakvark en 'n meerkat. Hy is daar tussen goed wat bugs eet. Ek onthou nog toe ek die fliek gekyk het, Kayla het nou die dag gekyk, en dit was die real life version gewees. En nou loop hy bugs, tussen die boom, en ek onthou nog hoe Joshua hierdie ding so gekyk het, soos hulle mekaar die bugs voer. En dit is waar Simba op geëindig het, want weet jy wat, Simba was nie gemaak gewees om bugs te eet nie. Nou moet 'n leeu saam met vlakvarke bugs en blare eet, Ja. maar dis nie wat sy plan en sy destiny is nie. Jy mis uit op steak, jy mis uit op vleis, Prima, free range. free range steak, en nou is jy daar saam met die wêreld, kan ek amper sê, besig om te eet en jouself vol te maak met dit wat vir jou geen voeding gaan gee nie. En dit is 'n baie metafoor, dis 'n baie mooi metafoor vir dit wat ons doen. Die inligting, waaroor het die jonger als gepraat, ons het die tegnologie, maar ons Bybels is vol stof, ons ken nie die waarheid nie. Karel het ook verwys na Dawid wat in die paleis sit, en sy boodskapper kom ingehardloop, en hy sê, hoorie, die vyand op ons. En Dawid vergeet vir daai oomblik die salwing wat op sy lewe is, dat hy gekies is om die koning te wees, en om in victory te loop. En almal van hulle raak paniekbevange, volgende oomblik bevind hy homself in die woestyn, die mense in die stad huil hardop, want daar gaan hulle koning, en dit is die leuen, dit is vir daai oomblik, die feit is, die vyand is hier, maar die waarheid is, wat is God se plan vir jou lewe? God het jou gekies. Nou die plekke waar die vyand ons op aanval, op daai vlak, is eerstens om vir jou te sê, is jy goed genoeg of nie, om God se droom en plan vir jou lewe uit te leef. Tweedens glo ek, hy kom val ons aan op ons verhoudings. Jy weet, waar ons is geskape om op 'n sekere, en dis nou die skerry deel, alle mense is geskape om op 'n sekere vlak te funksioneer. En deur die sondeval het al die mense gesak. Jy weet, onthou jy daai film van Tom Cruise, waar hy sê, with me, without me. Jerry Maguire. Nee, dit was nie dit nie, dit was A Night and Day. Hy die blonde gulkie, ek onthou, maar dan sê hy vir haar, saam met my gaan jy hier wees, sonder my gaan jy wees. Saam met God gaan ons hier wees, sonder God gaan ons hier wees. Saam met God se waarheid gaan ons hier wees, sonder God se waarheid gaan ons hier wees. En wat gebeur? Met die sondeval sak al die mense tot op hierdie vlak. Nou kom ek en jy, ons neem Jesus aan. Hy lig ons op tot op hierdie vlak. Wat kom doen die vyand? Nee, jy hoort hier. Jou gesondheid hoort hier, jou geloof oor jou gesondheid hoort hier, jou geloof oor jou finansies loop hier, jou geloof oor verhoudings in jou huwelik en jou kinders is hier. En hy bring ons af om terug te val na die wêreldse standaard toe, wat gekom het saam met die sondeval, in plaas van om te leef soos die koningskind wat Jesus ons vrygemaak het om te wees. Ja, ons wat gered is in die wêreld, maar ons is nie meer van die wêreld nie. Ja. Ons is in hierdie wêreld, ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Dit is fenomenaal. Ons aanbid die Alpha en Omega. Dit sit ons op daai level. Soos jy nou gesê het, as ons kies om hom te volg. Maar ek moet weet wat die woord sê oor sy standaard van my lewe. Ek moet weet wat die koninkryk sê van my lewe. Anders gaan ek leef soos 'n weeskind. En dit is eintlik wat dit is. Wat het Simba soos geleef? Geleef soos 'n weeskind. Ons is nie weeskinders nie. Dis Romeine 8 wat hy sê, ons is vrygemaak van slawerny, ons is vrygemaak van
'n weeskind mentaliteit en ons gees roep uit, Abba, Vader, want ons is aangeneem in sy familie. Ons is ge-upgrade van weeskind af na 'n plek toe wat hy vir ons voorberei het. Maar my mentaliteit moet vir my sê, my geloof moet vir my sê, this is where I used to be, dis waar ek nou is, en is net as gevolg van dit wat die koning vir ons gedoen het. Ja, en terwyl ek hierso staan in praise and worship, en ek kyk vir 'n oomblik om my en almal staan met hulle hande in die lug, toe herinner my dit aan daardie gedeelte in Exodus waar Moses, waar God vir Moses die opdrag gee, en die Israeliete is besig om te veg teen die Amalekiete, en Moses moet sy hande in die lug hou. God sê vir hom, solank jou hande in die lug is, sal jy hulle wen, maar solank jy jou hande laat sak, sal jy Amalekiete wen. Ja. En ek kry daai besefenis dat solank ons met ons oë opkyk na die Here en ons hande in die lug hou en in verhouding met God staan en hom loof en aanbid, kan ons enige oorlog wen. Maar as ons hande laat sak en ons oë begin ronddwaal en ons begin rondkyk in die wêreld en ons begin wêreldse oplossings soek, dan gaan die vyand die oorhand kry. En soms raak dit moeilik, soms raak ons moeg. En Moses het ek dink sy broer Aaron gekry en verhoor om hom te kom help om sy hande in die lug te hou. En ons het ook soms mense om ons nodig, 'n community of believers, nodig om ons hande in die lug te kom hou. En as jy hierna kyk en jy het iemand nodig, dan is ons hier vir jou. Weet ek dink dis wat Karel bedoel het, vroeg in die diens het hy gesê, moenie die onderlinge byeenkoms van die gelowiges minag nie. So, en dan sê die skrif, so sommige van julle in die gewoonte gekom het om te doen nie. Hy haal 'n bietjie uit, né? En hy sê, want hoekom nie? Daar waar jy alleen sit, daarso kry die skare jou. Daarso waar jy niemand anders het wat jou beskerm, wat jou oplig, wat jou motiveer, daar is die vyand, besig om met jou kop te smokkel, besig om jou af te laat dwaal van dit wat God werklik oor jou lewe gesê het. Ja, hy gaan aan en hy verduidelik, hy sê, jy kan, kyk in ons Suid-Afrika, ons almal is lief vir 'n braai. Nou staan jy om die vuur en die ouens staan almal in gesels en voor jy 'n week kon kry, staan ons en kla oor die land en die ekonomie en elke ding wat nog saamgaan. En as jy nou iets positief sê, dan kyk almal jou snaaks uit en hoor jy's nou besig om ons kla te interrupt hierso. Ons is nou besig om te kla, moet nou nie kom 'n stop sit aan ons geklaarry nie. En dit is die wêreld waarin ons leef, dis die realiteite. So as jy jouself omring met 'n community of believers, dan gaan ons eerder staan en positiewe goeders praat en ons gaan die wêreld net vir eens op die kant sit. Nie dat ons blind is vir dit in die wêreld aangaan nie, maar ons gaan eerder fokus op die positiewe, op die waarheid. Ja, weet jy, en laasweek het nog hulle ding gebeur in die wêreld, in Amerika, en 'n groot gelowige het die vyand gekom en het sy lewe gevat. Ons almal weet, ons kyk die nuus wel, as jy nie weet nie, dan kyk jy seker nie die nuus nie, maar Charlie Kirk. En ek wil nou nie 'n lang ding oor dit sê nie, maar wat het daar gebeur? Hy het gestaan vir die waarheid, hy het opgestaan vir die waarheid, hy het mense se lewens beïnvloed, maar deur dit was daar nog steeds mense gewees wat hom gehaat het, juis vir die feit dat hy net vasgestaan het vir die waarheid. En is dit nie so met ons almal se lewe nie? Weet jy, dit gaan 'n prys kos om te staan vir die waarheid. Ja, en die woord sê, as jy vervolg en gedood word vir die waarheid, aan jou behoort die koninkryk. Ja, so, en ek dink baie mense kwyn weg vir die waarheid. Hoekom? Want hulle hou nie van daai vervolging nie. Hulle kan nie glo dat ek daai vervolging kan deurstaan en kan deurleef nie. Want ek kan nie glo dat God my gemaak het om op daai vlak te kan beweeg nie. En ek dink Simba was ook daar. Daar was 'n stadium, en ek wil nou, ek hoop nou nie, ek vat hierdie hele, want Karel wil nog 'n paar keer praat oor die skare in die film, maar waar ander na hom toe gekom het, hy gesê, maar jy's meer as hierdie. En hy het gesê, is nie wie ek is nie. Ja, hy wil nie die waarheid glo nie, want hy het nie meer daai opinie oor homself nie. Ja, nou Dian, ek wil afsluit met die volgende, want soos dat ons weer die vyand hou ons terug van God se plan vir ons lewens.
is daar soms maar ook plekke waar ons die fout gemaak het, en God vergewe die fout. God maak die fout reg, maar ons kere wat ons die fout gemaak het. So van ons kant af, hoe kan ons daardie reg maak? En Galasiërs 6 vers 9 sê vir ons 'n baie mooi ding. Hy sê vir ons moedes nie moeg word om goed te doen nie. Moenie moeg word om die regte ding te doen nie. Moenie opgee om die waarheid te volg nie. Daar's soveel goed wat ons daar kan insit, want hy sê, as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes dit wat ons gesaai het. Ja, en soms dink ek, mens kan negatief raak oor goed met jou in jou lewe gebeur. En ons is maklik om ander te blameer of vir God te blameer vir dit. Maar baie keer is dit die saad wat jy gesaai het, wat jou in hierdie situasies bring. So, om goed te doen en te doen wat reg is, as jy daai saad in die grond saai, dan gaan jy die regte goeders oes. Dis belangrik om daai mentaliteit en daai gesindheid ook reg te kry. Ja, dis 'n hartstoestand wat jy het. Dis 'n hartkondisie. Weet jy, ek gaan weer droog maak in die toekoms. Erns. Ek hoop nie as 'n groot droog maak nie. Ek hoop nie as 'n kritieke droog maak nie, maar nie van ons is konstant perfek nie. Maar wanneer ek droog maak, weet ek eerstens ek het 'n redder in die hemel. Die vyand kan my, dis genade. En die vyand kan my nie terugvat na waar ek was nie. Dis 'n momentary lapse gewees, maar ek is nog steeds hier. Maar wat moet ek nou doen? Kom ons begin die teenoorgestelde doen. Kom ons begin die goeie doen. Kom ons sê jammer vir dit wat ons gedoen het. En ons begin die koning volg in geregtigheid. Ja, ek het 'n baie mooi ding gehoor. Joyce Meyer het gesê, dis belangrik vir ons om goed te doen en so aan, maar sy het gesê, jy moet onthou, you can't out-sin God's grace. Ja, praise God. Ja, Here, ons is dankbaar vir dit. Nou, ek hoop jy gaan hierdie Sondag hier wees, wanneer Pastor Karel aangaan met die reeks oor skaar, en alles wat hy daar vir ons te sê het, en ons bid dat die Here jou sal beskerm, dat hy jou sal toevou, en dat jy alles sal word wat hy jou geskep het om te wees. Mag jy 'n geseënde dag hê.